Isaac and Jacob, and of their righteous descendants. I come before you with a humble heart. You, Yahweh, who made heaven and earth with all their order and might. You hold the seas in your hand, and the depths obey your glorious name. Your power is beyond all understanding. Your glory Too great for me to bear. Yet you see my weakness, my sin, my failings, and you call me to turn back to you. Have mercy on me, Yahweh, my Father. Forgive my transgressions, great as the sand by the sea. I acknowledge your justice, oh Yahweh, and your long-suffering mercy. I bow my heart before you and place my hope fully in your hand. Let all my words and deeds bring honor to your name. Let my life proclaim your greatness. Lead me by your truth, protect me by your hand, and let me never forget your covenant and promises. All the hosts of heaven praise you, and I join them with all my heart, forever proclaiming your glory. Hallelujah. Hallelujah. Only your way, not my way. Not your way, but only our way. YouTube Premium is ad-free YouTube and video downloads you can watch anytime, anywhere. Sê, hoor eens sissies? Kan julle my hoor? Moet ek eers gou stop sharing jou aan? Stop sharing. OK, dis hy. Ons is 'n bietjie vroeg vanoggend, 3 minute vroeg. So ons groet maar so lank almal. Hallo Angie. Hallo Nicola, Chantal. Welkom, ons is 'n bietjie vroeg vanoggend. Ek het nie nou nog 'n liedjie opgelyn gehad hier nie en ek wil nie my playlist verloor nie. Môre almal, Shabbat Shalom. Ja, Juanita, is jy al in hierso? Hallo Angie, wil jy praat? Wil jy ietsie sê? Ek sê maar net hallo, ek waai. O, ek dink jy steek jou hand op om iets te sê. O, Uh, die waai een. Okay, never mind. Hallo almal. Hallo Angie. Ek Johan- sien Janita vra op die groep Monty, jy moet onthou om asseblief haar te wys om te komment, hoor. Okay, Juanita, is jy al in die live? Ja? Hallo Riet. Okay, ek gaan gou die screen share. Is dit jy? Hallo Riet, hoe gaan dit? Jy is op mute Riet, is iets wat gesê het. Ja, hallo, Marcie. Is dit jy hierdie woekerpot, Juanita? Of het ek iemand anders weet? Want ek wil gou die screen share en dan wys ek jou hoe om te message. Okay, cool. Goed, so ek gaan gou hierso. En kom ons kyk hoe gaan ek dit doen. Nee.
Julle, hoe share ek hierdie skerm wat ek op is? Geen idee nie. Okay, maar in elk geval, as jy nou hierso aan die regterkant onder op jou skerm gaan, nê, dan sal jy sien heel regs onder is daar 4 icons. Die een is host controls of althans van my kant af, dan is daar 'n klomp kolletjies daar wat sê meeting tools. En dan langsom sê dit chat with everyone. As jy op hom gaan klik, dan gaan jy sien die message board kom so klein op hier so aan jou regterkant. Dan gaan tik jy net daarso met jou muis en send a message en dan sê jy hallo mense en enter. Ek hoop dit help jou. Want ek kan nou nie die skerm wat ek op is huidiglik hier met julle share nie, want blykbaar is dit nie 'n ding nie. O, jy's op mute. Hallo Juanita. Reg langs jou kamera is daar 'n speakertjie. Klik net op hom, dan unmute hy jou, dan kan ek jou hoor. Dis dit. Jy my hoor? Yes, ons hoor jou. Okay, jy moet weer verduidelik, ek's bietjie starig. Shabbat shalom almal. Ek is net bietjie starig, Monty. Jy moet net weer vir my sê, waar kan ek gou bietjie oplei hierso? Ek wil nie hele tyd mors nie. Ja, dis doodreg. Kyk hier regs onder op jou skerm, né? Aan die Ja, regterkant onder is daar icons. Nou die een lyk soos 'n klein koevertjie met 'n afpuntjie. Is jy op jou foon? so hy's so geel icon. Dat ek net op hom tik. Ek het niks regs onder nie. Regs onder my skerm is daar 'n telefoontjie, rooi telefoontjie wat ek kan met hom aflei. Kan ek gou vra, watse foon het jy, Juanita? Is dit 'n iPhone of is dit 'n watter foon? Samsung. Daar's Ook en 3 my- kolletjies daar. Okay, ek sien die 3 knoppies. Ja. Dan gee hy vir my so 'n handjie, hy gee 'n CC in, so 'n blokkie met 'n pyltjie. Hy moet sê enkel messages. Dan klik op Okay, enkel get info messages. messages. Okay, moet ek op hom klik. Dit hou en daar Awesome. is jou boodskappe. Ag, jene baie dankie julle. Dankie Baie Nadia. dankie. So Dis elke keer as fyn. ek 'n comment, elke keer as ek 'n comment wil vra of so iets, dan gaan ek net op dit en dan kan ek tik. Yes. Okay, baie dankie. Skus vir die domheid met die nuwe tegnologie. Duisende dankies. Plesier. Okay. Nou wil ek net, kan ek nou afgaan hierso? Jy kan jou kamera afsit, ja. Dis Pragtig. En Okay. Julle, ek hak so 'n bietjie vas. Ek dink die syne is bietjie stadig hier met die weer wat ons het wat opbou. So as ek vashak, sê maar net vir my, okay? Okay, geseënde Sabbat vir almal hierso by ons. Ons gaan vandag nou lekker, die onderwerp is sout van die aarde, wat ons gaan bespreek, en sout van die offers. Die twee gaan maar saam. Ek weet nie van wie wil begin vandag nie. Angie, Nadia, wie's reg om te begin? Ek sal maar begin. Okay, cool. Okay. Sout van die verbond of sout van die offers. So deur net die verbond met koning Dawid te lees, kan ons verstaan en ons kan hom opsom om te sien wat die sout van die verbond is of nou sout van die offers, en dan begin ons in Levitikus 2 vers 13. Jy moet al jou graanoffers egter met sout voorberei en jy mag die sout van die verbond van jou God nie laat ontbreek by jou graanoffer nie. Jy moet sout saam met al jou offers offer. Einde. Sout was 'n noodsaaklike deel van die graanoffers wat aan Jahwe gemaak is. Sout is bygevoeg as 'n teken van suiwerheid, bewaring en die verbond se ewige aard tussen Jahwe en sy volk. Die sout van die verbond wys daarop hoe ewig blywend en wettiglik bindend die band is wat deur hierdie offers gevorm word. Dan lees ons Numeri 18 vers 19. Al die offerandes van die afgesonderde geskenke wat die seuns van Israel aan Jahwe offer, wat opgelig word, gee kan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou
as 'n ewige instelling. Dit is 'n ewige verbond van sout voor die teenwoordigheid van Jahwe met jou en jou nageslag, saam met jou. Einde. Die prieslike orde wat aan Aaron en sy nageslag toevertrou is, staan in hier bekend as die verbond van sout, Jahwe se ewige voorsiening en lojaliteit van beloftes aan die Levitiese priesterskap, wat die priesters 'n ewige deel van die offers gewaarborg het, en dan die feit dat sout hier gebruik word, wys vir ons hoe blywend en onveranderlik Jahwe se beloftes is. Skus julle. Okay, en dan die versie wat ek volgende gaan lees is baie belangrik om te verstaan, aangesien dat die hoofopsomming dra van sout van die verbond. Eintlik daar's 2. Die vers verwys na die goddelike belofte van 'n ewige instelling aan koning Dawid en sy nageslag. Ons lees dan 2 Kronieke 13 vers 5. Miskien weet julle dat Jahwe, die God van Israel, die koninkryk oor Israel aan Dawid gegee het vir ewig aan hom en aan sy seuns deur 'n verbond aangaande die koningskap. En dan Matteus 5 vers 13, julle is sout vir die land, maar as sout laf geword het, hoe kan dit dan weer sout gemaak word? Dit is vir niks meer goed nie en as om buite gegooi te word, vir mense om op te trap. So. Die Engelse weergawe sê dit baie mooi, ek kry hom uit die KJV, ye are the salt of the earth, but if the salt has lost its savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Einde. Sy seuns wat ongehoorsaam was oorgegee aan ballingskap. Die koningskap was van hulle weggeneem, net soos sout voedsel preserveer of bewaar of oud of vrot of laf word, bewaar die verbond, die heiligheid en voorsetting van Jahwe se beloftes. En dan net 'n paar verse wat ek bygesit het. 1 Samuel 18 vers 3 tot 4. Toe sluit Jonathan 'n verbond met Dawid, omdat hy hom liefgehad het soos homself. Jonathan het sy mantel wat hy aangehad het, uitgetrek en dit vir Dawid gegee, met sy panster, insluitend sy swaard, sy boog en sy gordel. Markus 9 vers 49 tot 50. Alles sal met vuur vernietig word, en elke offerande sal met sout voorberei word. Die sout is uitstekend, maar as die sout smaakloos geword het, waarmee sal julle dit voorberei? Julle moet sout in julle hê en 'n vrede wees met mekaar. Apokryfe boek Jubilees 21 vers 11. En op al julle offers sal julle sout strooi, en laat die sout van die verbond nie ontbreek in al julle offers voor Jahwe nie. So, alles in geheel, die verhaal van Jahwe se verbondsverhouding met sy volk is gebaseer op die beloftes wat Jahwe aan Dawid gegee het, koning Dawid. Psalms, 1 Kronieke en Samuel 1 en 2 bevat die meerderheid van hierdie beloftes en dit beklemtoon Jahwe se grootheid, sy lojaliteit aan Dawid, sy uitverkore dienaar en sy nageslag. Die groot of sentrale beloftes wat aan koning Dawid gemaak is, kan gevind word in 2 Samuel en 1 Kronieke. Ons kan dit saam lees. 2 Samuel 7 vers 8 tot 16. Dis die beloftes dan. Nou daarom moet jy vir my diensknegt Dawid sê, so sê Jahwe, ek het jou uit die weiveld van agter die skape af weggevat, om heerser te wees oor my volk Israel. Ek was by jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou afgesny, en ek sal vir jou 'n groot naam, karakter en autoriteit maak, soos die name van die groot manne wat op aarde is.
Ek sal ook vir my volk Israel 'n plek aanstel en hulle plant, sodat hulle in hulle eie plek kan bly, in vrede, en nie meer gepla word nie. Ook sal bose manne hulle nie weer slawe maak nie, soos vroeër. Selfs van die dag af dat ek jou as regter oor my volk Israel aangestel het ek jou rus gegee van al jou vyande. Jahwe verklaar ook teenoor jou, dat Jahwe vir jou 'n huis sal maak. As jou dae voltooi is, en jy by jou vaders neergelê word, sal ek jou nageslag na jou oplig wat jou uit die liggaam sal laat voorkom, en ek sal jou koningskap bevestig. Hy sal vir my naam, karakter en autoriteit 'n huis bou, en ek sal die troon van sy koninkryk bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wanneer hy 'n oortreding begaan, sal ek hom straf met 'n roede van mense en met slaaf van 'n seun van 'n mens. Maar my liefdevolle goedheid sal nie van hom af weggaan nie, soos wat ek dit vir Saul, wie ek voor jou verwyder het, af weggevat het nie. Jou huis en jou koningskap sal voor my voortbestaan vir ewig. Jou troon sal vasgestel word vir ewig. 1 Kronieke 17 vers 7 tot 4. Jy moet daarom nou so aan my diensknegt Dawid sê, so sê Jahwe jou God. Ek het jou uit die skaapkraal agter die skape in die veld geneem om koning te wees oor my volk Israel. En ek was by jou oral waar jy gegaan het, en ek het jou vyande voor jou uitgeroei, en ek het van jou 'n groot naam gemaak, soos die naam van die groot manne wat op aarde is. Ek sal vir my volk Israel 'n plek vasstel, en hulle sal vestig en hulle laat vestig, en hulle sal in 'n plek bly en nie weer beweeg word nie. En die bose manne sal hulle ook nie weer gevange wegvat soos vroeër nie. Vandat ek jou oor my volk Israel aangestel het ek jou rus gegee van al jou vyande. Verder het Jahwe aan jou verklaar dat die koninkryk vir ewig vasgestel is. Dit sal dan gebeur wanneer jou dae volledig is en jy by jou vaders is, dat ek jou nageslag sal opwek wat uit jou liggaam kom en hom in jou koninkryk bevestig. Hy sal vir my naam, karakter en autoriteit 'n huis bou, en ek sal die troon van sy koninkryk vir ewig bevestig. Ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees, en ek sal nie my liefdevolle omgee van hom af wegvat, soos ek dit van Saul af weggevat het, wat voor jou was nie. Maar ek sal hom 'n heerser maak in my huis, en in my koninkryk vir ewig, en sy troon sal vir ewig vasgestel word. Het is net wonderlik hoe dit 'n paar keer in skrif so selfde oorgenoem word. Okay, kom ons kyk dan nou na die beloftes wat aan koning Dawid gegee is. 'n groot naam, 2 Samuel 7 vers 9. Jahwe beloof om Dawid se naam groot te maak, en die belofte word dan vervul. 'n Huis vir Israel, Jahwe beloof dat hy sal voorsien van 'n heilige plek vir sy volk, 2 Samuel 7 vers 10. Rus en skuiling van die vyande en 'n huis vir Dawid. Jahwe beloof rus en vrede van die vyand aan koning Dawid vir 'n tydperk, soos stabiliteit, 2 Samuel 7 vers 11. 'n ewige koninkryk. Jahwe verklaar en beloof dat hy die troon aan Dawid sal gee vir 'n ewigheid, en dit sluit sy nageslag in. 2 Samuel 7 vers 13 en 16. Dan 'n vader en seun verhouding. Jahwe beloof 'n spesiale unieke verband met koning Dawid en sy nageslag, waar hy dan sê in 2 Samuel 7 vers 14, ek sal vir hom 'n vader wees en hy vir my 'n seun. Ons lees dan Lukas 1 vers 32 tot 33. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En Jahwe ons Elohim sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal heers oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Dan kom ek tot by die slotsom, die wat die wet hou van Vader Jahwe, in ander woorde gehoorsaamheid toon aan sy wet, kan op die troon sit en die wat nie die wet hou nie, kan nie op die troon sit nie. Die soutverbond is 'n goedheidverbond. Die verbond met Dawid met sy voorwaardes. Jy kan die wet hoe goed ken, maar as jy hom nie doen nie, is dit slegte sout. Ken die wet en onderhou die wet na die beste van jou vermoë, dit is goeie sout. En dan alleenlik kan jy deelneem aan die verbond. Sy. Dis baie mooi, Nadia. Dankie julle. Weet jy wat, elke keer as ons hierdie goed bymekaar moet sit, dan ja, nee, ek gaan nou nie kras wees nie, maar dan raak ek paniekerig, jy weet, en ek weet ons leer ook self baie wanneer ons ander ook leer. Ja. En dit is wat so lekker is hiervan. Hierdie is goed wat 'n mens oor die jare leer. Ek weet nie hoeveel van julle kyk Jason se goed nie. Ek dink baie van hierdie goed sal julle agterkom is wat Jason hulle ook geleer het. Jy skryf dit neer en jy maak boeke vol notas en dan moet 'n mens nou hierdie goed deurgaan. Ja, gebruik dit. Maar ja, dit is awesome. Die soutverbond is baie mooi. Ek kan nie onthou wie het gesê ons moet dit doen nie, Lily, né? Dis dit. Ek kan nie onthou nie, ek dink so. Monty, jy's gemute. Jy praat met jouself. Hallo. Ja. Ag nee, ek is bly ons doen hierdie, want daar is so baie detail in dit. Ek dink ek gaan vir Angie vra om volgende te doen, want myne sit nou weer heeltemal anders spin op dit. Waar ek 'n vergelyking gaan tref tussen soutverbond van Jahwe en dan amper die heuning verbond van die kerke, as ek dit so kan stel. So ek wil nou nie 'n span hê in die middel van julle. Julle sin is baie meer in lyn met mekaar. Myne is nou weer van 'n ander kant af. So ek wil nou nie. Ja. So ek gaan net vir Angie vra. Okay, so myne het ek opgebreek in 3 kategorieë. Die eerste ene is sout word gebruik vir suiwering, reiniging en persevering. En dit begin op by Eksodus 30 vers 35 en maak daar 'n reekwerk van 'n mengsel soos die salfmenger dit maak met sout gemeng, suiwer en heilig. Levitikus 12 vers 13. Jy moet al jou spysoffers met sout berei. Jy mag die sout van die verbond van Jahwe by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy jou sout bring. Prediker 9 vers 45. En Abimelech het daarna hele dag teen die stad geveg en die stad ingeneem en die mense wat daarin was gedood en die stad afgebreek en dit met sout besaai. In 2 Konings 2 vers 19. En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my heer sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. In vers 20, en hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel, gooi daar sout in, en hulle het dit na hom gebring. Vers 21, daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom, en gooi die sout daarin en sê, so spreek Jahwe, ek het die water gesond gemaak, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En dan in 22, en die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. Jesaja 30 vers 22. En julle sal verontreinig die oortreksel van julle gesneede beelde van silwer en die beslag van jou gegote beeld van goud. Jy sal dit weggooi soos iets wat besoedel is. Weg daarmee, sal jy daarvan sê. Jesaja 30 vers 23. Dan sal hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en grondkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees. Jou vee sal in die dag wei op 'n uitgestrekte weiveld. En dan in 24. En die osse en die esels wat die grond bewerk, sal voer met sout eet, wat uitgewan is met 'n skop en gaffel. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf word, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Markus 9 vers 49.
Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Markus 9 vers 50. Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. En Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Soutversuiwering verwys gewoonlik na die gebruik van spesifieke soutte vir fisiese reiniging, gesondheid of waterbehandeling. Baie vrouens, ek weet ek is een van hulle, wat daarvan hou om in sout te bad, grove sout, Engelse sout, soos hulle dit noem. En ek moet sê dat dit baie keer vir seerspiere, vir inflammasie en al daai tipe goed werk. En dan die volgende opskrif wat ek het is vir vernietiging en straf. En in Deuteronomium 29 vers 23. Ook swaal en sout, deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word en niks laat uitsprei nie. Waarin hoegenaamd geen plante opstaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, Adma en Seboim, wat Jahwe in sy toren en in sy grimmigheid omgekeer het. Esegiel 16 vers 4. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou naelstring nie afgesny nie. Jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, en ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Esegiel 47 vers 11. Die moerasse en die kuile daarvan, hulle sal nie gesond word. Vir sout is hulle bestem. En dan kry ons die obvious ene wat almal van weet is vir smaak. In Job 6 vers 6 word iets wat laf is sonder sout geëet. Was daar smaak in die wit van 'n eier. Lukas 14 vers 34. Die sout is goed, maar as die sout laf word, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? En wat ek eintlik by hierdie probeer sê is, suiwer sout bederf nie, verval nie of word nie sleg nie, want dit is 'n mineraal wat bakterieë groei voorkom. Alhoewel dit as gevolg van vog kan saamklant of omliggende reuke kan absorbeer, bly dit veilig om onbepaald te verbruik. Nou, ons het nou 'n paar keer gelees dat volgens skrif kan sout wel verval. Dit kan laf word, dit kan useless word. Nou hierso wat ek opgelees het, is wanneer sout wel verval, is wanneer daar bygevoegde komponente, soos jodium, allerhande geursels bygesit word. Jy kry al hierdie gegeurde soute nou. Dis wanneer dit verval, wanneer daar allerhande ander goedjies bygesit word. En dit bly nie in sy oorspronklike suiwer vorm nie. Suiwer sout, soos seesout of kosher sout, het 'n onbepaalde raakleeftyd. Met ander woorde, dit kan vir ewig aangaan. Wanneer om dit weg te gooi, is wanneer dit met slegte reuke besmet word, of gegeurde olies en verskillende variasies daarvan kry. Die bevele van Jahwe in Psalm 19 vers 9, die bevele van Jahwe is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van Jahwe is suiwer, dit verlig die oë. Psalm 24 vers 4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En dan in die boek van Opregte, hoofstuk 4 vers 8. Nader tot Jahwe en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So die punt wat ek eintlik hier probeer maak, wanneer skrif verwys na sout wat verval, praat hulle nie van regte sout wat verval nie. Dit gaan oor valse doktrines en allerhande ander speserye wat by Vader se woord geplaas word. En wanneer dit in die suiwer vorm volg, Vader se insettinge en sy verordeninge volg, dan bly sy woord suiwer. En dit gaan nie verval nie. Ja, dit is my inset en hoe ek dit opgelees het en by mekaar gesit het. Baie mooi, Angie, dankie vir dit.
Ek wil net hierso ook sê, Matteus 5:13 wat jy gelees het van die sout wat uitgegooi word en vertrap word, herinner my aan die vers van Matteus 8:12, as ek gou vir julle dit kan lees, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So dit is net vir my interessant daai stukkie, dit herinner my daaraan dat 'n mens die straf sal kry, as jy nie die sout is soos die opdrag is van Yeshua af nie, gaan jy uitgegooi word en vertrap word deur die nasies. So dit is nogal 'n skerry gedagte om aan te dink. Nadia het ook daai vers gelees. Ek wil net sê dit bly klokkie by my. Okay, so dan gaan ek aan hier met my nou. Ek gaan dalk 'n paar van die skrifte weer lees wat hulle reeds gelees het, maar dit is maar net om by te las en dan die prentjie te bou volgens waarna ek op pad is met my deel van vanoggend. Okay, so Levitikus 2:13 sê, elke offergawe van jou spysoffer moet jy met sout sout. Jy mag die sout van die verbond van jou Elohim nie laat ontbreek by jou spysoffer nie. By al jou offergawes moet jy sout offer. Soos hierso word uitgebeeld vir ons dat sout nie opsioneel is nie. Sout, sonder sout is 'n offer onvolledig vir Vader. Want hier verteenwoordig sout bewaring, dit keer teen verrotting, dit verteenwoordig reinheid, standvastigheid en getrouheid aan die verbond. Die sout van die verbond, wat presies beteken dit nou? Nou hier Numeri 18:19, dis 'n verbond van sout vir ewig voor Jahweh, vir jou en jou nageslag saam met jou. 'n Verbond van sout beteken, dis 'n verbond wat nie bederf nie. Dit verval of herroep kan word nie. So dis 'n ewige ding. Nie sout, as dit skoon en suiwer is, dan verval dit nie, né? 2 Kronieke 13:5 sê, weet julle nie dat Jahweh, die Elohim van Israel, die koningskap oor Israel vir ewig aan Dawid en sy seuns gegee het, deur 'n soutverbond nie. So sout weer eens is 'n ewige eed, getrouheid en dit verwys na erfreg. Waarom moes sout die offer aanraak? Esegiel 43:24, dan moet jy hulle voor Jahweh bring en die priesters moet sout daarop strooi en hulle as 'n brandoffer aan Jahweh offer. So hierso kom 'n vuurtoets in. Sout word bewaar deur die vuur. So sout vergaan nie in vuur nie. Enige iemand wat braai sal weet, jy sout op jou vleis gooi, hy proe nog steeds sout na die tyd, né? Hy verbrand nie, hy vergaan nie en hy verniel ook nie die vleis wat jy braai nie. So getrouheid moet die oordeel oorleef. Hierso is die verteenwoordiging van die sout, is ons getrouheid teenoor Vader. Ons gaan baie deur trials of fire in ons lewens gaan. En wanneer Yeshua sê, wees soos die sout van die aarde, beteken hy moenie laat die vuur jou vernietig nie. Dit moet die oordeel en die straf van die vuur, nie noodwendig straf nie, maar julle weet wat ek bedoel, die refining fires, dit moet dit kan oorleef. So nou kom ons by die deel van sout teenoor suurdeeg en heuning. In Levitikus 2:11 sê Vader, geen spysoffer wat julle vir Jahweh bring, mag met suurdeeg gemaak word nie, want geen suurdeeg of heuning mag julle as 'n offer aan Jahweh offer nie. So die bestanddeel hier, sout, sy betekenis is onverderflik en dit is verpligting. Suurdeeg verteenwoordig verborgde korrupsie en is verbode. Heuning is vleeslike soetheid en is ook verbode. En enige iemand wat bietjie meer weet oor heuning sal verstaan dat wanneer jy dit as dit is wel healing en dit is 'n antimikrobial en bakterieel, dit is goed vir baie dinge, heuning. Maar die oomblik wat jy dit in hoë temperature blootstel, word hy amper kristalliseer en hy verloor sy krag. So ewen as jy 'n bietjie heuning in jou tee sit, die tee moenie kokend warm wees nie, hy moet net warm genoeg wees om die heuning te smelt. So enige hoë temperature vernietig die heuning. So, sout as verbondsgetrouheid, volgens Numeri 18 tot vers 19, is 'n verbond van sout vir ewig. Sout bevestig priesterskap, koningskap en verbondsverantwoordelikheid. Sout en heiligheid, 2 Konings 2, vers 20 tot 21. Bring vir my 'n nuwe skottel en sit sout daarin. So sê Jahweh, ek het hierdie water gesond gemaak. So sout herstel wat vervloek was en sout bring orde terug. Die nuwe verbond. Sout is nie afgeskaf nie, of sal ons sê die vernuwe of hernuwe verbond,
Markus 9 vers 49 sê, want elkeen sal met vuur gesout word. Markus 9 vers 50 sê, hou sout in julle self en leef in vrede met mekaar. Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Selfs Ben Sirach sê vir ons in hoofstuk 39 vers 26, die noodsaaklikste dinge vir hele mens se lewe is water en vuur en sout. Die apokriewe veronderstel Torah, dit vervang dit nie. So die soutverbond teenoor die genade alleen kerkmodel. Die soutverbond verteenwoordig verbondsgehoorsaamheid. Wat die kerk is se genade alleen is emosionele sekerheid. Sout wys na die Torah, die profete en die Messias, waar die genade alleen model van die kerke is selektief net die Nuwe Testament. Die soutverbond verwys na getrouheid, waar die kerkverbond is, die kerkmodel is meer gesentreerd op jou gevoelens. Hoe voel jy? Voel jy gered vandag? So wat is genade? Die soutverbond verwys sê dat genade is gelyk aan die krag om gehoorsaam te wees. Ewen in moeilike tye, ewen deur die vuur en trials wat ons deurgaan, is jy nog steeds gehoorsaam? Is jy nog steeds daai sout? Is jy jou sout werd? Exodus 20 vers 2. Ek is jou Elohim, wat jou uit Egipte land uitgelei het. Waar die kerk alleen se genade, die genade alleen kerkmodel sê, genade is gelyk aan geloof sonder verantwoordelikheid. Jy gaan sê net jou jammer weggewek in die aand en jy is okay. Johannes 14 vers 15 sê gehoorsaamheid is, as jy my lief het, bewaar jy my gebooie. So hier is dit 'n liefde bewys aan Vader, waar offers teenoor die sentiment van die kerke. Die soutverbond is die sout op die altaar, die vuur toets op regtheid, waar die kerk se genade alleen model aanbidding vervang gehoorsaamheid en emosies vervang bekering. So sonde met die soutverbond teenoor die genade alleen is, die soutverbond sê, sonde is verbondsoortreding. Wat die kerk sê, maar jy het net 'n foutjie gemaak. Die soutverbond se idee van sonde is bekering en verandering, né? Wat die kerk sê, jy bely en dis al. Jy bely dit net en jy gaan aan. Sirach 21 vers 1 sê, my seun, het jy gesondig? Doen dit nie weer nie. Exodus 19 vers 6 kom ons by die identiteit uit. So 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie. Dit is wie ons identiteit nou geword. Ons weet wie ons is, né? Ons is nie confused nie. Ons sê nie meer ons is Gentiles nie, want ons weet wie ons is. Ons weet waar ons inpas. En daarom verstaan ons wat verwag Vader van ons. En baie mense vandag wat nie weet wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie, sal vir jou sê dat hy 'n Gentile en dat die wette net vir die Jode was. En daarin wys dit vir jou dat die meerderheid van mense vandag het 'n identiteitskrisis. Dis baie gevaarlik. Okay, so ons is nou, ek het nou 'n bietjie van trek af gaan. Exodus 19 vers 6 sê 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie. Nie individue sonder verantwoordelikheid nie. Ons is die verbondsvolk. So hier is nou sout versus suiker of heuning nou, né? Sout bewaar en brand en genees. Waar suiker bederf, vertroos en verdoesel. Yeshua se posisie op hierdie was in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Markus 9 vers 50 sê, hou sout in julleself. En dan, aan die einde sê dit dan, of jy weet nou, ten slotte ek is nou by my einde, sê dit Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, meester sal ingaan in die koninkryk. En hoekom noem Yeshua ons die sout van die aarde? Volgens Matteus 5 vers 13. Want dit is 'n priesterlike opdrag. Sout hoort op die altaar. Deur ons sout te noem, sê Yeshua, julle dra nou die soutverbond. Sout keer verrotting. Die wêreld verval en die verbondshouer hou dit terug. So ons keer vir dit. Sout moet brand. Sout genees deur pyn. En partykeer die waarheid van die woord, dit steek jou bietjie. Nou, vir alles jy convicted voor iets en Vader vat jou aan oor dit. Wat is jou geaardheid? Gaan jy beklei teen dit en skopba teen of gaan jy repent
en verander. Markus 9 vers 49 sê, sout wat sy smaak verloor. Dis verbondstaal, nie metafoor nie. Deuteronomium 28 verwys na die verwerpingstaal. Eers sout, dan lig. So innerlike getrouheid lei na uiterlike getuienis. Genade red jou. Sout bewys dat jy behoort. Yeshua het ons nie sout genoem om ons spesiaal te laat voel nie. Hy het ons sout genoem omdat ons sonder verbondsgetrou is die wêreld sou verrot. So, in slotsom, wees sout, bly getrou en hou stand in die vuur. So dit is die slotsom van my storie. Ms. Lily, show me your faith without works and I'll show you my faith by my works. Yes. So hierso sien ons nou dat die kerke het basically hulle gee vir jou heuning wanneer dit veronderstel is om offers met sout voorgedien te word vir Vader. Ja, ek dink dit was redelik duidelik geweest. As julle enige vrae het of bydra het, is julle welkom. Ons het nou 'n bietjie vinnig deur ons goed gegaan vandag. Ek sien is nou eers 25 voor 10. Bietjie baie vinnig, né? Ja, Maar ek dink goed dat julle so voortgebring het, dat ek gedink ons gaan 2 ure besig wees vandag. ja. Iemand 'n bietjie 'n vraag of 'n bydraatjie wat hulle wil gee vir ons nie. Okay. Wel, sissies, hierdie was dan eintlik 'n vinniger een as wat ek gedink het dit sou wees. Ons het nogal vinnig teen ons goed gewerk. Ek hoop ons het dit duidelik gemaak. Ja, ons sal die notas weer deel by. Ek dink, jy weet, as daar enige onduidelikheid was oor dit, kan julle altyd na die tyd ook vra en jy weet, ons kontak. Maar jy weet, as jy initially eers gaan soek oor sout, dan gaan jy sien ons nie veel oor dit nie. Jy weet, vreeslik detail oor dit nie. So wanneer mens bietjie dieper ingaan, dan begin jy besef, maar dis eintlik baie belangrik dat jy moet verstaan waaroor die soutverbond gaan. En hoekom Vader dit spesifiek noem teenoor die suurdeeg en heuning, want hy noem spesifiek suurdeeg en heuning moenie op die offers gebring word nie. Beteken nie suurdeeg en heuning is sleg nie. Ek self is nou besig met my sourdough journey. En Dit is te ingewikkeld vir my daai een. as jy weer die hang wil kry, dan is dit lekker. Maar gister het ek juist 'n broodjie gebak wat 'n flop was, so dit gaan vir die guards by die hek gaan in ons buurt. En niemand wil daai broodjie eet nie. Maar jy weet, so daar's niks fout met suurdeeg of heuning in sigself nie. Maar wanneer dit kom by dieper dinge, prophetic speech, daai soort goed, dan kan jy verstaan hoekom Vader sê, hy soek dit nie op die offers nie, want dit bederf. Want suurdeeg in skrif verteenwoordig valse leer, né? Wat so inkruip skelmpies, wat jy nie altyd kan raak sien nie. Vir al die tye wat ons nou ingaan, moet ons baie bedag versigtig wees, want ons moet weet waarom staan nou in die tyd, in die eindpylvlak, waar ons moet sien dat daar gaan nou vreeslik baie misleidings deurkom. Die vyand hy loop rond like a roaring lion seeking whom he may devour. So ons moet verstaan dat die tye gaan taai raak. Ons gaan deur moeilike dinge gaan en daar gaan al hoe meer suurdeeg intree. Daar gaan goed wees wat reg klink, maar wanneer jy hom gaan toets teen Torah en die profete, gaan jy sien, dis verkeerd. En partykeer gaan hulle so slinks wees. Jy gaan moet baie versigtig wees. Jy gaan moet baie gebed gebruik in die tye wat voor lê. Nie om julle bang te praat nie, dis meer net om te encourage as om. Voorbereiding, ja. Ja. Dis waar Lily, goeie wyn en slegte wyn, né? Ja, okay, so is daar nie iets anders as wat julle wil add nie, dan gaan ek afsluit met een van Hallelujah Voice of Zion liedjies wat sê we are the salt of the earth. Net gou voor jy dit doen, Monty, het julle enige voorstellings wat julle volgende week wil bespreek? Enigiets spesifiek wat julle oor wil gesels?
Julle kan ook hierdie week op die gesels. Ja, as jy aan ietsie gedink kry hierdie week, so nie sal ons maar so onder ons subject kies en met julle deel hierdie week wat ons gaan doen. Volksvreemdeling en volksgenote. So, Ek dink ons kan, daar's nie veel om op detail in te gaan daar nie, so ek dink ons kan dit as 'n onderwerp gebruik vir volgende Sabbat, as jy wil. So ons kan daarop 'n bietjie dieper ingaan, maar ons gaan nog steeds 'n ander subject moet hê, anders gaan ons weer net 40 minute besig. So ja, beslis sal ons 'n nota maak van daai en oor hom aangaan en dan sal ons 'n bietjie iets bylas ook. Okay. Nou vir girls, julle moet 'n awesome Sabbat verder hê en geseënd wees, dat lekker is, lekker leer en mag Vader julle week vorentoe julle beskerm en lei in sy woord en waarheid. Ja. nou ja, toe julle. Geniet dit, lekker is, lekker leer. Ons kan die diere, nee, lees jy uit? Ons kan die diere in die Bybel, ek weet nie wat daar staan, die nasies bypas, as julle dit alles wil saam doen. As dit nie te veel gaan wees nie. Ons is hier nog, waar ons die nasies by die, ons kan dit doen. En dan so kan ons agterkom wie is die volksvreemdeling en die volksgenote, met so 'n lang pad. Ons kan dit doen, ja, ons kan verseker. Gaan bietjie meer in vleisies in hierso, maar ek dink is 'n goeie ding dat ons almal verstaan wie's die hond wat Yeshua die Griekse vrou na toe verwys het. Lekker vleisie, ja. Ja, dis daarom nie die soort vleis wat ek dink mense aan sal laat verstik nie. Nee. Dit is maar net dit help jou om profesie beter te verstaan as jy dit lees. Selfs in sieners so goed verwys hy of vergelyk hy mense met diere. So, interessant. Nou ja, toe julle. Selfs weer, liefde en seën vir elkeen. Geseënde Sabbat verder almal. Dankie Chantal, julle is awesome. Ons gaan vir julle sien. Ek sluit af met 'n lekker liedjie en dan na die tyd sal ek weer vir julle kobai sê en dan lok ons uit. We're not the crowd, we're not the show. We walk the path where few will go. Set apart with a steady breath, salt in the dust, faith to the death. And when we speak it plain. Truth that heals and truth that stings. If salt goes flat, what good is left? A hollow name, a stolen breath. So keep us faithful, keep us clean. Father, make us what you mean. We are the salt of the earth by the Father's hand, a remnant voice that will not bend or stand down. Ooh, we say what is, we won't call dark light, we won't sell truth to fit the night. All glory belongs to you alone. Father in heaven, take your trade their words for comfort, see, soften the edge to sound more sweet.
We are the salt of the earth. Father, set us apart, a remnant flame with a steadfast heart. We won't bend, we won't trade, truth for comfort's sake. All glory belongs to you alone. Father in heaven, you reign. You own. You own. With the YouTube Music app, you can blend up to 30 artists. Sy, dankie julle. Julle moet 'n geseënde Sabbat verder hê. Ek sal soos gewoonte weer hierdie link oplaai vir julle sodra hy beskikbaar is en dan sal ek dit vir julle deel op Dogters van Sion groepie. Geseënde Sabbat verder.